the sea. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Oh, you deserve all the glory and all the honor and all the praise forevermore. Oh, we worship your name, Father God. Oh, we worship your name, oh Lord. We worship your name. 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 Be exalted, O Lord. Be exalted, O God. As we worship your name, praise and glory, power and honor be unto the Lord. Worship your name. Oh, be exalted, O God. We lift you up. We lift you up. Oh, we lift you up, oh Lord. Be exalted, O God. Be exalted, O God. Be exalted, O God. Be exalted, O God. Be exalted, O God.
En al die lof en al die eer van U. Ons is net so bewus van die teenwoordigheid en die nabyheid. Tasbaar. Tasbaar. Kom ons neem ons sitplek en so wonderlik in sy teenwoordigheid. Net so bewus te wees van sy nabyheid. Jesus. Jesus. Is hy weggeraap en die orkes is weg? Ek wou nog sing man, hè? Nou loop julle. Ek betaal julle sommer af. Ek betaal nie eers nie. Loof die Here. Kosbaar is sy teenwoordigheid. Amen, kosbaar is sy teenwoordigheid. Ek het 'n woord wat ek vanmôre met jou wil deel. Ek wil dit vir elkeen van julle in die oë kyk. Is dit moontlik om in almal se oë gelyk te kyk? Party ons kry dit reg. Ek het 'n woord vir jou en ek bid dat jy hierdie woord vandag saam met jou die uit gaan neem. Want dis 'n woord wat ons nodig het om in hierdie wêreld daar buite met mense te deel. En hierdie woord is so eenvoudig. Dit is 4 woorde wat jy moet onthou. Net 4 woorde. Come on, who can do 4 words? Wie gaan dit reg kry? Daar's daarom een wat sê ek behoort 4 te onthou. 4 woorde. En hierdie 4 woorde wil ek vandag aan jou toevertrou, soos wat die Here dit in my hart laat val het deur die aand. Ek het met 'n ander skrif geworstel en ek wou heeltemal 'n ander teks vandag met jou deel en ek was opgewonde daaroor en gisteraand het 'n paar goed gebeur en ek gaan net nou vir jou dalk daarvan vertel. En toe ek vanmôre
3 uur opstaan, omdat ek nie meer verder in die bed wou lê en rondrol nie. Toe gee die Here vir my hierdie 4 woorde, en ek wil dit vandag met jou deel. Tel op jou kop. Tel op jou kop. Tel op jou kop. Ons leef in 'n wêreld wat lyk asof alles net uitmekaar val. Man, as jy dinge bymekaar het en dink nou maak jy sin van wat moet gebeur, dan gebeur die lewe en dinge is deurmekaar. Ek weet nie, dalk is dit nie in jou huis so nie. Jy beplan sekere goed, het gebeur nie soos wat jy dit beplan het nie. Jy werk sekere goed uit, op papier, awesome, realiteit, totally iets anders. Verhoudings. Mense sukkel met verhoudings deesdae. Dis moeilik. Moenie nou sê amen nie. Jy sit langs die ou. Dit sal dom wees. Maar verhoudings is moeilik. Kompleks, ingewikkeld. Ouens vang duiwel vir die kleinste nonsens. Dis harde werk. Dis moeilik. Die samelewing, die druk, die ekonomie, die finansies, die ekonomiese vooruitgang van die wêreld, die leierskap verandering, globaal, nasionaal, op alle gebiede is moeilik. Is moeilik. Ek wil vandag met jou deel 'n man wat deur moeilike dinge in sy lewe gegaan het. En hy skryf vir ons omtrent 1/3 van die Nuwe Testament. Sy naam is Paulus. Ou Paulus, hy is deur moeilike dinge in sy lewe. Gaan lees 'n bietjie daar in 1 Korintiërs, praat hy oor waardeur hy alles in sy lewe moes gaan in die fisiese riem, skipbreuk gelei, gestenig, met stokke geslaan, gelos vir dood. Terrible goed. Honger, naak, hy sê ek het al daai goed geken, ek weet hoe dit voel om sonder kos te bly en nie klere te hê nie. Dis al daai goed. Maar al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Ons lees dit aan Handelinge 27 en jy kan dit by die huis gaan lees vandag. Daardie gedeelte waar Paulus uiteindelik vertrek na Rome. Die dag waarvoor Paulus so lank gewag het. Hy was so opgewonde om uiteindelik na Rome te kon gaan. Hy het hierdie ongelooflike sielelas, burden in sy hart gehad vir die Italianers, vir sy volksgenote ook, vir die Romeine. Hy wou graag met hulle die evangelie gaan deel, omdat hy geweet het, hulle het God so nodig, en hulle sonder Christus. Nou leer ek so mooi in die woord van die Here, leer hy ons, dis God wat in ons werk om te wil. Hier is 'n belangrike ding wat ek en jy moet ontdek in die lewe. God werk in Paulus se hart, hierdie ongelooflike begeerte om die evangelie met Romeine te deel, met die Romeine in Rome. En dan is Paulus so bang, hy kom nie by hulle uit nie, en dit lyk net asof dinge nie in plek val nie, en hy nooit die geleentheid gaan hê om met hulle te deel nie, dat Paulus dan gaan sit, en hy pen vir ons die boek Romeine neer, die sendbrief aan die Romeine, wat 'n fenominale boek is. Ek wil vir jou sê, as jy nog nie die boek Romeine onder die knie het nie, is daar 'n gat in jou mondering. Dankie Johan, dis die woord wat ek wou konstitusie en allerhande goed sê, mondering. Daar's 'n gat in jou lewe. Daar kort iets. Die boek Romeine is net fenomenaal. Jy moet dit onder die knie kry, want in die boek Romeine, jy sien, dis die enigste boek in die Bybel wat met alle fasette van kunskap in God deel. Van om verlore te wees,
tot wat dit beteken om 'n verhouding met die Here te hê. Uiterstes, alles, alle fasette. Paulus was so bang, hy kom nie by hulle uit nie, dat hy nie iets wou uitlos of skiep, wat belangrik is om met hulle te deel nie. So hy het met hulle gepraat asof hulle groentjies is, en hy het by A begin en by Z klaargemaak, en hy begin in Romeine 1, 2 en 3, en hy vertel vir hulle, almal het God nodig. Die Jood wat dink hy die wet, come on, die wet kan jou nie red nie, jy het God nodig, jy is verlore. Die ou wat sonder die wet is, wat sê ek is nie onder die wet nie, jy is verlore, jy het God nodig. Die ou wat sê ek glo nie, ek is 'n ateïs, daar is nie 'n God nie, jy weet as jy na die son kyk, daar is 'n God. Jy is verlore sonder hom. En dan is die kulminasie of die konklusie of die hoogtepunt, die opwerk in Romeine 3:23 as hy sê, want almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dis die gevolgtrekking van 3 hoofstukke, almal is verlore sonder Christus. Ek wou nie een ou moet dink hy's okay nie. Elkeen moes besef ek het God bitter nodig. En dan begin hy met die wonderlikste beloftes in Christus. Wedergeboorte, regverdigmaking, heiligmaking. En hy deel met ons in Romeine 4 en Romeine 5 die wonderlike beloftes in Christus as ek 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk alles het nuut geword. En dan eindig hy die einde van hoofstuk 5 en dan met hierdie woorde, en hoe meer sonde daar is, hoe groter is God se genade. Dis amazing. En Paulus het die vermoë gehad om gedagtes te kon lees, voordat jy nog die brief gelees het hy al geweet, wat gaan jy dink, as jy hierdie woorde lees, want in die volgende vers antwoord hy dan die ou wat sou sê, so ek kan maar aanhou sonde doen, daar's genade. Hy antwoord in die volgende vraag, dan sê hy, sal ons dan nou aanhou met die sonde, nou dat ons tot die kennis van die waarheid gekom het, dan sê hy, nee, stellig nie. In die 2024 Rinus van Sandwyk vertaling sou dit gesê het, jy moet mal wees om so te dink. Daar's nie 'n manier nie. Kan nie. Jy sien, as jy God se genade ontdek het, en ek wil dit sê, die prys was verniet vir my en vir jou, maar dit het 'n duur prys gekos. Dit het hom sy lewe gekos, sodat ek vry kan wees. Dit kos hom sy lewe, sodat ek vry van sonde kan wees. En dan kom hy in Romeine 6 en hy deel met ons oor die doop, en die begrafnis van die ou mens, en die opstaan van die nuwe mens in Christus, en dis amazing beloftes om te weet, ek is in hom begrawe, ek leef nie meer nie, hy leef nou in my. Dis amazing. Maar dan weet hy, daar gaan ouens wees wat sê ek is al gedoop, en ek's begrawe, en ek probeer in die gees leef, maar die ou stuk vleis, hy doen sy eie dinge. Hy maak my kwaad. Ek sit hier in die kerk en ek besluit, ek gaan nooit weer my meer verloor nie, ek gaan nou net mooi praat. En as ek hier uitkom, dan het iemand met sy kar deur my kar gestamp, en dan praat ek matroos, dan is ek van vooraf kwaad, en daai woede kom van vooraf. Dit wat ek nou net besluit het, ek gaan nooit weer doen nie. Wie van julle het nuwejaarsvoorneme? Jy het agtergekom, dit werk nie, dis soos Kersvader, nee, dit bestaan nie. Dis moeilik. Hoeveel keer het jy al begin met 'n dieet? Nee, hierdie week, maandag begin ons weer van vooraf. Jy kry dit nie eens reg nie. Of ek gaan vas, ek gaan 40 dae vas. Ag, daai selfde middag nog as ek by iemand huisbesoek doen, dan sê hulle vir my, pastoor, hoe lyk dit met 'n stukkie koek saam met die koffie? Dan sê ek, ja, dit sal lekker wees. En dan so halfpad in die koek en dan sê ek, oh man, ek wou vas. Ek kan dit nie eens reg kry nie. En Romeine 7 kom en dan deel hy met daai struggles en dan sê hy, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, en wat ek wil doen, sukkel ek mee. En dis maar die stryd tussen die vlees en die gees. Wie sal my verlos van hierdie stuk vleis? En dan sê hy, ek het die openbaring ontvang. Die dag wanneer ek my asem uitblaas en dood is, kan hierdie stuk vleis nie meer sonde doen nie. Ek kan nie wag om dood te gaan nie. Want dan kan my gees by God wees en ek kan vir altyd hom aanbid.
En dan kan ek vir hierdie stuk vleis sê, pewe. Try iets doen weer, jy kan nie, jy is dood. En dis ons struggle in die lewe, dis waar ek en jy is. As jy op daai plek is en jy is veroordeel oor dit wat ons nog steeds doen, wat ek nie wil doen nie, is nie opsetlike, aanhoudende, moedswillige, beplande sonde nie, ek praat nie daarvan nie, ek wil sê, 'n kind van God kan dit nie in sy lewe hê nie, mag ek dit sê? 'n kind van God kan nie opsetlike, beplande, moedswillige, aanhoudende sonde in sy lewe akkommodeer nie. As jy wedergebore is, gaan die Heilige Gees jou nie los nie, hy gaan jou nie laat wegkom daarmee nie. As jy dit regkom, dan kry ek 'n vraagteken oor jou lewe, dan wonder ek of daar wedergeboorte was. Want Paulus sê ek is 'n nuwe skepsel. Maar die realiteit is, hierdie stuk vleis doen nog dinge wat hy nie moet doen nie. En dan kom Romeine 8 vers 1 en hy begin daar die pragtige volgende gedeelte wat sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Moenie jouself veroordeel nie, Christus doen nie. Hy het vir jou gesterf aan die kruis en hy het jou lief. Maar hier's wat jy moet doen. Vers 2 tot 8. Leer om te sterf in die vlees, sodat die geesmens kan lewe. Moenie gelei word deur die vlees nie. Die gees het begeerlikhede en die einde daarvan is net die dood. Word gelei deur die Heilige Gees. We sien ons is gees, siel en liggaam, ons vergeet dit, nee. Jy is nie net vlees nie. Jou vlees is net so 'n ou stukkie en jy gaan hom nog hier agterlaat ook. Ons gaan hom begrawe as die Here ons nie kom haal nie. En dan is jou geesmens vir altyd by God. Dis die sterk mens in jou. Dis die een wat moet leef. Jy moet vanuit jou geestemensie uit leef en vir jou geesmens luister. Hy's gekonnekt met God in 'n verhouding. En die vlees, hy moet maar 'n bietjie gekruisig word baie keer. Meeste van die tyd. Hy hoef nie sy sin te kry nie. Hy hoef nie reg te wees nie. Die geesmens. Romeine 8 kom Paulus en hy deel awesome waarhede. Een van die groot teoloë, A.W. Tozer, skryf en hy sê, as 'n kind van God se Bybel op die grond val per ongeluk, beter hy by Romeine 8 oopval. Want dis die plek waar elke kind van God, elke dag, sy antwoorde sal vind vir hoe om te lewe. Sonder veroordeling, nie gelei deur die vlees nie, gehoorsaam aan die Gees van God, met 'n besef dat Romeine 8:28 alle dinge sal meewerk ten goeie. Glo jy dit as jy dit sê? Alle dinge meewerk ten goeie. En dan eindig hy daar die awesome hoofstuk en hy vra, wat sal my skei van die liefde van Christus? Wat is daar in hierdie lewe wat my kan skei van sy liefde? Niks. Ek besef opnuuts iets en ek wil dit met jou deel. Ons dink baie keer, ek moet 'n profeet wees en die Heilige Gees se stem hoor en ek moet kan ra en dan moet ek weet wat die Heilige Gees sê en dan profeteer ek vir iemand en ek bring 'n woord. Met alle respek wil ek vir jou sê, as kind van God, het jy net nodig om die woord van God te ken, om vir enige iemand 'n profetiese woord te kan bring. Want jy maak die woord oop en jy sê, die woord sê, jy is meer as oorwinnaar. Die woord sê, niks kan jou skei van sy liefde nie. Die woord sê, al sterwe jy, sal jy lewe tot in ewigheid. Die woord sê, en ek en jy het nodig om op te staan en ouens in die oë te kyk, ouens wat deel is van hierdie gemeente, die fellowship van die heiliges, 'n gemeenskap van heiliges, 'n gemeente, 'n gesin. En ons het nodig om vir mekaar te sê in hierdie lewe, tel op jou kop. God is in beheer. God is in beheer. En dan skryf Paulus verder in die boek Romeine, en amazing,
Daar is soveel kerkgenootskappe selfs wat vandag glo dat God klaar is met Israel en Israel nie meer God se volk is nie en God nie 'n plan het vir Israel nie en dat ons die geestelike Israel geword het. Ons praat van vervangingsteologie of van verbondsteologie. Paulus sê daar's nie so 'n ding nie. Hy deel met ons Romeine 9 die verlede van Israel, Romeine 10 die huidige omstandighede van Israel, Romeine 11 die toekoms van Israel en hy sê God se volk bly Israel. En op daai punt wil ek vir jou sê, ek hoop jy bid vir Israel en dat daar vrede sal kom in God se land. God leer ons om vir dit te bid. Maar ek wil sê Israel is die barometer, die klimaatmeter vir wat moet gebeur en gaan gebeur. Watch this space. God is besig met sy volk. En jy kan beoordeel en oordeel en veroordeel oppas. God weet wat hy doen en hy bly in beheer. En watch net hoe dinge gaan gebeur en gaan uitwerk. En op daai punt wil ek sê ons tyd is naby. Die exit bordjie kom baie vinnig nader. Ek hoop jy kan lees. Maar ons gaan nie meer baie lankie wees nie. Sal dit daar nie heerlik wees nie. Man, amazing. En dan sit hierdie gemeente en hy skryf hulle die brief en hy weet nou as ek vir hulle so ver alles gedeel het, wat is die konklusie, wat is die belangrike volgende punt wat ek met hulle wil deel, Romeine 12, 1 en 2 wat sê, dis julle redelike godsdiens, dat julle julle liggame sal gee as lewende heilige en God welgevallige offer. En word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die denke van julle gemoed. Come on guys, lyk anders, ryk anders, praat anders, tree anders op, word anders gelei. Jy het die gees van God wat jou lei. Jy kan nie dieselfde lyk as die wêreld nie. Jy kan nie by dieselfde plekke kuier as die wêreld nie. Jy is anders. God se gees woon in jou. Come on. Tel op jou kop. Dan in Romeine 13, 'n ongelooflike woord, en dis nie lekker om dit te hoor nie, kom Paulus en hy sê, jy wat sê, jy is nou kind van God, jy is vry van hierdie wêreld en ekonomie, nee, luister vir die landswette, stop by die stopstraat, betaal jou belasting. Eina. Come on. Jy kan nie sê jy is God se kind en jy het 'n nuwe natuur en jy is geestelik wedergebore en jy onderwerp jou nie aan die reëls van die land. Jy moet die nommer 1 ou wees as dit kom by reëls onderwerp aan. Jy moet vir die wêreld 'n voorbeeld wys van hoe 'n kind van God dit doen. Jy moet vir die ontvanger sê, luister, ek het jou ingedoen, jy het verkeerd uitgewerk, ek skuld jou meer as wat jy sê, gaan doen jou somme oor. Nou, ons is anders. Ek besef een ding, nou Paulus klim op die boot, uiteindelik gaan hy na Rome, maar nie soos wat hy gedink het dit gaan gebeur nie. Hy gaan as 'n gevangene, om voor Nero te verskyn. Hy is aangekla deur sy eie volksgenote. Die passie wat God in sy hart gesit het om die boek Romeine te skryf en om na Rome te wil gaan, uiteindelik gebeur dit, maar nie soos wat hy gedink het nie. En wie van julle weet, die lewe gebeur nie altyd soos jy gedink het nie. Nie soos jy gedink het. Maar God bly op die troon. En nou Paulus het dit verstaan en hy kry sy attitude reg en sy gesindheid en hy sit 'n smile op sy gesig en hy sê sit aan die boeie, ek kan nie wag om in Rome te kom nie. En dan gebeur daar 'n ding. Hierdie boot doen aan by die eilande Kreta vir 'n paar dae om proviant aan te vul en te sorg dat daar genoeg water en kos op die boot is. En dan besluit hulle om verder te vaar, maar Paulus het al 'n paar keer boot gery en hy het al so 2 keer gesink en hy weet wat om te doen en nie te doen nie en hy roep die kaptein en sê kaptein, span die seile. Nee, dit was nie kudder nie. Hy sê kaptein, ons moenie nou die seile span nie. Ons moenie nou gaan nie, dis verkeerde tyd om te gaan. Die natuur is nie reg nie. Die kaptein sê vir my, wie is jy? Wanneer het jy jou vlerkies gekry? Ek is die kaptein, ons gaan. Paulus is okay. Na die vaar en daar kom 'n storm, 'n ongelooflike wind wat afdruk. Ek dink dit was soos 'n tornado of 'n sikloon moes gewees het. Vandag se tyd sou ons hom 'n naam gegee het.
Hy het actually 'n naam in Handelinge 27. En hierdie wind begin waai en daai ou bootjie is op die rotse en 271 ouens is in die see. Nou veg hulle vir hulle lewe. En hulle het nie kos nie, die kos spoel weg. En hulle is naderhand op 'n eiland en 'n engel van God kom versterk vir Paulus. En hy sê vir hom, Paulus, hou goeie moed. God sê, hy het jou wens raak gesien om te gaan na Rome. Plan het nie verander nie. Jy gaan nog steeds as 'n gevangene. Paulus sê, loof die Here, ek gaan Rome toe. En Paulus roep die kaptein en sê, kaptein, ek het met God gepraat en ek wil jou net inlig dat jy ook weet, tel op jou kop, ons gaan almal behoue bly, niemand gaan verlore gaan, jy gaan nie een siel verloor nie. Dis waar God se mense tussen die wêreld is, waar ons vir die wêreld moet sê, tel op jou kop, omdat ek hier is, gaan jy dit maak. Die tronkbewaarder wil selfmoord pleeg, omdat die tronk se tralies oopgegaan het daardie nag, toe Paulus en Silas in die tronk liede sing tot eer van God. En hy is bang, hy het weggekom, en hulle sê vir hom, nee, maar nie waar, nie, ons is hier, ons gaan nêrens heen nie, ons sit hier by jou, ons is nie bang nie. En hy vra vir hulle, wat moet ek doen om gered te word? Wat sê hulle vir hom? Jy moet jou hart en lewe vir koning Jesus gee, en jy en jou hele huisgesin sal gered word. Ek wil iets sê vandag, vergewe my as ek dit sê. Dis awesome as 'n ma die Here dien. En ek dank die Here vir ma's wat vir hulle kinders bid, hulle kneus is deurgebid. It's amazing as 'n ma vir haar gesin bid. Maar wanneer 'n pa God dien die hele gesin God saam met hom. Wanneer 'n pa sê, kom, ons gaan kerk toe, dan dien die hele gesin nie. Want pa gee die leiding, want God het dit so bedoel, hy het so bestem. Wanneer pa by die huis bly en ma die Here dien, daai kinders val uit mekaar uit. Is net so. Ek wil met die paas praat vandag. En die maas wat hier is, wat die paas nie hier is nie, jy gaan speel vir hom hierdie preek en sê, pastoor het gesê, ek moet dit vir jou speel. Maar nie sê jy, sê hy moet dit luister nie, sê ek sê so. Dis tyd dat paas weer opstaan en sê, ek in my huis, ons gaan die Here dien. Daar is nie 'n ander opsie nie. Daar is nie 'n ander opsie nie. Paulus bring 'n woord van hoop. Die amazing, en ek wil nie verder daaroor breek nie, uit Paulus se journey uit Handelinge 27, as jy verder gaan lees, hy kom uiteindelik in Rome aan, en hulle gooi hom in die tronk. Hy het 'n passie gehad om die evangelie te gaan verkondig. God se plan met hom is jy eindig in 'n tronk. Ek en jy sou gesê het, ag nee, wat, ek gaan ophou om die Here te dien, dankie, dis, wat se God is dit? Ek wou kom evangelisasie doen, en hy gooi my in die tronk. Weet jy wat doen hy? Hy sien die geleentheid, en hy besef dat daar elke 4 ure 4 nuwe wagte aan hom vasgesluit word met kettinge. Elke 4 ure. En vir 4 ure het hulle nie 'n keuse as om na hom te luister nie. Vir 4 ure het hy elke 4 ure 'n nuwe audience. Hy gaan vir hulle begin preek. En elke 4 ure lei Paulus 4 ouens na die Here toe, wat in die paleis om die koning werk. En Paulus sê, that's the opportunity I needed. 4 op 'n slag, preek ek die evangelie, en God verander mense se harte en lewens. Wanneer jy jou probleem begin sien as 'n geleentheid vir God, verander alles. Ek wil vanmôre vir jou sê, tel op jou kop. Daar's hoop. Jy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat jou die krag gee. En ek wil vir jou sê, die wêreld daar buite is desperaat honger vir iemand wat vir hulle kan sê, tel op jou kop. Daar's 'n antwoord. Tel op jou kop. Daar's hoop. Ek het 'n ander woord voorberei vir vandag wat ek met julle wou share. Jy sien, ek het eers my notas oop nie, want daar's nie notas vir die preek nie. Want hy is vanmôre 3 uur in my hart gebore, toe ek verder besluit om op te staan, ek kan nie meer slaap nie. En die Here praat met my oor hierdie woord. Gisteraand kry ons tyding van 2 van my sellede. Ons ek het die
Ek het die jong getroude selgroep in die gemeente, die ou pastoor. En dis amazing om met hulle pad te stap. En ek kry gister aantyding dat een van my seldogters se pa gistermiddag besluit het om 'n einde aan sy lewe te maak en sy lewe geneem. Jo, wat sê mens? Wat sê jy? En gistermiddag van Johannesburg af op pad terug huis toe draai ek in op die plaas en ek gaan stop onder by die rivier. En ek kyk daai gesin net in die oë en al wat ek kan sê is, julle gaan okay wees. Nou hier is die hartseer vir my. Dat pa vir solank as wat hulle hom ken gesukkel het met depressie. En daar was niemand om gister vir hom te sê, tel op jou kop. Die koning is op die troon nie. Gisterand toe ek huis toe ry, toe vra die Here vir my, hoeveel keer wil ek hê dat ons as kerk met mense net met connect en in die oë kyk en sê, hey, tel op jou kop, daar's hoop. Ek hoor jou storie, maar is nie die einde nie. God is besig om jou storie te skryf. Ek is jammer om te hoor van jou hartseer, maar God is in beheer. Ek is jammer om te hoor van jou pyn, maar God het 'n plan daarmee. God is op die troon, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur Christus wat ons die krag gee. Wat sal ons skei van sy liefde? Come on, jy gaan dit maak, tel op jou kop. En as ons as kerk nie daardie kerk gaan word, wat vir Parys en sy gemeenskap gaan sê, come on, tel op jou kop, jy gaan dit maak nie. Wie sal God dan gebruik? Wie sal hy stuur? As een ou gister gehoor het, om 'n woord te spreek van lewe. Die woord sê, dra mekaar se laste, sodat julle so doen oor die wil van God in vervulling bring. Galasiërs 6 vers 2 sê, dat julle wat staan in sagmoedigheid, een wat geval het, in liefde reg help, omdat julle so doen oor die wil van God in vervulling bring. Ek wil vandag 'n vraag vra, kerk, ons is kerk, nou, is ons besig om kerk te wees? En is ons regtig kerk daar buite? Of kan ek nie wag om hier by die kerk te kom, net 'n slag in die kerk te wees, maar ek is nie kerk. Is ek kerk, is ek elke dag oral waar ek gaan kerk? Is ek kerk? Want ek wil jou guarantee, ek het al hier in die week om kyk, die Here is nie hier nie. Dis die weirdste. Ons sê sy huis hier, maar hy is nie hier in die week nie. Weet jy waar sy? Jy is kerk, jy is die kerk, jy is die kerk, ek is die kerk. Deze kerk is groter as ander. Maar jy is die kerk. En daar waar jy beweeg, moet jy kerk wees. En al wat ons moet doen is om te leer, ons kan maar God se woord praat, want God se woord is lewe. En dit bring lewe, en dit bring hoop. Ons moet leer om God se woord oop te maak en te sê, die woord van die Here sê, ek moet vir jou sê, hang on. Hang on. Hy skryf nog jou storie. En hy gaan al die eer kry. Ek is hartseer oor 'n siel wat moes sterf sonder om te hoor, daar's hoop. En ek wil vandag vir jou sê, tel op jou kop, en laat toe dat God jou kan gebruik, sodat jy iemand anders kan help, om te sê, tel op jou kop, daar's hoop. Come on, tel op jou kop. So hier is my uitnodiging vandag. Want ek weet, hier is mense hier vandag, wat nodig het om sy kop op te tel. Jy voel jou kop is onderste bo, jy weet nie hoe gaan jy uit jou krisis kom nie, jy maak somme en maak planne en jy weet nie hoe gaan jy daar verby kom nie. God sê vanmôre vir jou, tel op jou kop, ek is op die troon. En ek wil saam met jou bid vanmôre. Dit is my eerste uitnodiging. Ek wil saam met jou bid vandag. En jy het niks om oor skaam te wees nie. Ons het almal daar in plekke waar ons daar voel soos dis nou verby. Ek wil jou vra, staan op.
En ek wil vir jou bid. Staan op en sê, hier is ek. Ek het nodig om vanmôre te hoor, ek moet my kop optel. Ek wil my kop optel. Dis ek, ek vat dit. Staan op. Ek wil saam met jou bid vanmôre. Dat die Here jou help, dat jy jou kop sal optel vanmôre en sê, come on. Ek gaan nie daar onder rond kyk nie. Ek gaan begin opkyk. Paulus sê dit so mooi vir ons in Filippense 4 vers 8 en 9. Hy sê, bedink die dinge wat daar bo is. Nou ek kan nie oor daai goed dink as ek nie opkyk nie. En as ek opkyk, kyk ek nie meer af nie. Tel op jou kop, man. Dink aan die goed daar bo. Vang moed vanmôre. Kry hoop vanmôre en weet, God se woord vir jou en vir elkeen van ons. Stel op jou kop. Jy is meer as oorwinnaar. Kom ons bid. Vader, ek wil vanmôre bid vir elkeen wat staan. Die lewe druk en die wind waai en tye is moeilik en verhoudings is harde werk en alles val net uit mekaar uit en ons het vanmôre nodig om u woord te hoor. En die woord kom vanmôre en sê vir ons, stel op jou kop. God is op die troon. Tel op jou kop, jy is meer as 'n oorwinnaar. Tel op jou kop, jy is tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee. Tel op jou kop, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Tel op jou kop, my genade is vir jou genoeg. Dankie Here vir u woord. Dankie dat u woord lewend en kragtig is. Dankie dat die woord ons harte kom nuut maak. Dankie dat die woord lewe bring. Dankie dat u woord daardie doodsbenere weer bymekaar laat kom het en laat wakker word en lewend word het. Dankie dat u woord lewe bring en nuut maak. Ek wil bid vir elkeen wat staan vandag, Vader. Dat u woord vanmôre in hulle binneste lewe sal bring in Jesus naam. Lewe in Jesus naam. Mag ons mense wees wat as ons hier uitstap, ons koppe optel en sê ek's meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee. In my swakheid is ek sterk, want dan is hy met my. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Here, ek wil bid dat u vir ons sal help. Nie net ons hierdie woord vir onsself vat vandag nie, maar dat ons hierdie woord met ander kan deel. Dat ons hierdie woord in ander se lewe sal inspreek om te sê, tel op jou kop, daar's hoop. Ag Here, Parys het u so nodig. Elke mens in hierdie plek het u so nodig. En mag Sion daardie plek van hoop en van lig wees. U woord sê soos 'n stad op 'n berg, 'n lig wat nie weggesteek kan word nie. Mag Sion daardie plek wees wat u lig deel met Parys. Elkeen van ons. Mag ons hierdie week hierdie woord met ander deel wat nodig het om dit te hoor. Tel op jou kop. Mag ons daai oor wees wat net hoor, mag ons daai hand wees wat net vat, mag ons daai skouer wees wat net opgelê word, mag ons net daar wees vir mekaar. Gebruik ons, Here. Gebruik ons. Dat u koninkryk uitgebou sal word en u al die lof en al die eer kry. Want u is so awesome God. U is great, u is awesome. Dankie dat u vandag vir ons moed gee. Moed gee vir elkeen van ons wat staan. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Mag jy vandag God se vrede en sy teenwoordigheid beleef. Mag jy weet God is vir jou en hy is by jou en hy is met jou. Wees sensitief genoeg as jy verby iemand loop om te weet, share met hom, daar op jou kop. Daar's lekker koffie, kuier saam, vanaand is woordskool, gaan in vrede. Shalom. Amen.